Goeiemôre van my kant af. Altyd lekker om saam met jou te kuier en soos wat Peer gesê het, ons sluit af met ons reeks vanoggend the poverty gospel en ek hou van die stukkie wat ons daarby sit dat prosperity is not an option. Prosperity is not an option en as dit by voorspoed kom, as ek dink aan voorspoed, hoekom is dit nie opsie nie? Wil ek vir jou net sommer dit net sê hoekom ons dit so gedoen het. The poverty gospel, prosperity is not an option, want as ons voorspoed, met ander woorde, as ons prosperity verstaan en veral die gebied van finansies, dan as ons dit reg verstaan, en dis my hart vanoggend vir jou, dat ons gesindheid teenoor finansies spesifiek so sal verander net in ons lewe, en die gedagte van giving, uit die aard van die saak van ons finansies, en ek gaan dit 'n paar keer nog vanoggend sê, maar ek wil hê jy moet dit in die begin sommer net verstaan, en vanuit daai fondasie uit finansies verstaan, dat as wanneer ons gee, wanneer ons oor ons finansies praat, dan praat ons oor die gedagte van koninkryk. Dit gaan uiteindelik om die koninkryk van God gevestig te sien, en ek het vir jou hier op die bord gesit, die hart van God is om sy koninkryk en heerskappy op aarde te vestig, en daarvoor weet ons, hy gebruik ons, en dit wat hy in ons hand sit spesifiek, luister hierna, God gaan sy koninkryk vestig, en hy gaan dit nie met 'n klomp arme mense doen nie. That's why prosperity is not an option. En Tim Baker skryf in sy boek, as hy praat oor when heaven invades your finances, dan sê hy die volgende, hy sê, prosperity is not selfish. Prosperity is not about you. For a Christian, the motivation for prosperity is about desiring to have the resources to bless others and accomplish what God has called you to do. It is not about indulging every greed or desire, want die eerste ding wat ons praat oor, as ons praat oor prosperity, of dan nou hierdie gedagte van om geseën te wees in my finansies, dan dink ons oor wat ons gaan doen daarmee. Ons gaan dink aan ons nuwe huis, of ons gaan dink aan 'n nuwe kar en so meer, en obviously is dit, en ek onthou ons het dit al in hierdie reeks gesê, God is nie teen goed wat jy wil hê, of wat jy dan het nie. So natuurlik is dit nie oor die feit dat ons rykdom kan hê of nie rykdom kan hê nie. Die feit is God wil hê ons moet dit hê. Want soos ek sê, as ons dit reg verstaan, dan gaan God sy koninkryk bou met dit wat hy in ons hand gesit het uiteindelik. So net in terme van hierdie reeks het ons 'n paar temas in hierdie reeks al gesit vir elke aflewering van elke deel van hierdie reeks. En vanoggend wil ons spesifiek praat oor die gedagte van God is 'n God van oorvloed. God is 'n God van abundance uiteindelik, en dit wat hy vir ons wil gee in terme van ons finansies. En ek hou so mooi daarvan wat ons gesing het, en ek hoop jy het mooi opgelet in terme van die inhoud van wat ons gesing het, gaan spesifiek daaroor dat God ons voorsiener is, en dat hy, en ons het laasweek het Peer daaroor gepraat in gedagte van hy is ons eintlik ons bron, nie ons salarisse nie ons inkomste nie, God is uiteindelik ons bron en dit wat ons wil sê. Nou, ons het ook in hierdie reeks al gesê dat money, en ek gaan dit nou in Engels sê, dit werk net so 'n bietjie beter in Engels, money is the kindergarten of true riches. Nou as ons praat oor true riches, ware rykdom, dan wonder ons altyd, as die Bybel praat oor true riches, en ek wil dit vir jou lees nou, dan wonder ons altyd, maar waaroor gaan hierdie true riches? En kom ek lees vir jou 'n gedeelte in Lukas 16 vers 10, dan sê hy, wie in die geringste betroubaar is ook betroubaar waar dit om baie gaan, en wie in die geringste oneerlik is ook oneerlik waar dit om baie gaan. As julle dan nie betroubaar was wat die oneerlike mammon betref nie, wanneer die Bybel praat oor mammon, verwys hy gewoonlik na ons finansies. Hy sê, wie sal julle met die ware rykdom vertrou?
Dis hoekom ons sê dat finansies in die manier hoe ons dit hanteer, of dit nou in die gemeente is en of in jou persoonlike situasie is, gaan dit uiteindelik daaroor dat God sy koninkryk wil sien vestig, maar dis slegs die fondasie van wanneer ons praat oor dit wat ons glo net in die gemeente, maar ook in ons gemeenskap. Dit wil God wil doen in ons gemeenskap en deur ons in 'n spesifieke wêreld wat hom so nodig het. So finansies is die fondasie, finansies soos hulle in Engels sê, the kindergarten of true riches, die ware rykdom. Nou Dr. Sadeo het 'n hart uiteindelik om die transformerende teenwoordigheid van God te sien in stede reg oor die wêreld en in die besonder hier waar ons is in Pretoria en waar ons spesifiek is in Centurion. Ons wil sien dat die transformerende teenwoordigheid van God in elke omgewing van ons samelewing sigbaar sal wees. En raai wat, dit is ware rykdom. That is true riches. Ons wil onder andere, en dat jy weer 'n blaadjie op jou stoel gekry, wat ons laasweek gepraat het oor die gedagte van dat ons 'n impak wil maak in ons skole. En wanneer ons 'n invloed het en daar's impak en daar's transformasie en die transformerende teenwoordigheid van God in ons skole, that is true riches. Dis wat ons wil sien gebeur. Maar so is ons ook goeie rentmeesters van dit wat God vir ons gee, want geld en finansies, soos ek sê, is die fondasie van alles waaroor dit gaan. 2 Korintiërs 9 vers 8, 'n baie bekende gedeelte, maar ek wil dit vanoggend vir jou in die Passion parafrase lees. En hierdie gedeelte, voordat ek dit lees, het so duidelik geword in my en Welna se lewe, net so hier so in lockdown 2020, waar daar net goed met ons gebeur het in terme van die rou van in 'n geval spesifiek van rou van werk en so meer. Wat ons hierdie goed gaan neersit en sê, Here, hierdie skrifgedeelte spesifiek, vertrou ons dat dit in ons lewe sigbaar sal wees. En daar's 'n mooi gesegde en ek het dit al gaan opkyk wat sê, hy sê as hy praat van gee en dit wat ons die Here voor vertrou, is the man of experience is never the mercy of an argument. As jy met my wil kom praat oor dit wat ons beleef het in terme van dit wat die Here in ons hand gesit het en wat ons die Here voor vertrou, kom praat gerus met ons. Ek het genoeg stories wat ek kan vertel oor wat hierdie goed in ons lewe net sigbaar geraak het. Luister wat sê dit, 2 Korintiërs 9 vers 8. Yes, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace, so that you will have more than enough of everything, every moment and in every way. En alles wat ek so nodig het. En dan sê hy baie belangrik, and this is true riches, He will make you overflow with abundance, die God van oorvloed, in every good thing you do. En hierdie gedagte, I will make you overflow with abundance in every good thing you do. As God praat van hy wil sy koninkryk uitbou, het hy goed in my en jou hand gesit. Hy sê, en dis die goeie goed wat ons doen, en elke werk wat ons doen, en elke ding wat ons in ons gemeenskap neersit, alles wat ons doen in die gemeente om disippels te maak, en so kan ons aangaan, is uiteindelik hierdie good thing, with abundance in every good thing you do. Dit is ware rykdom. En ons het so begeerte dat deur ons finansies en dit wat die Here in ons hand gesit het, en ons verantwoordelik daarvoor kan wees in elkeen van ons se lewens, in jou individuele kapasiteit, soos jy hier vanoggend sit, dat dit verseker 'n waarheid in jou lewe is. En ons het ietsie gesing vanoggend oor die gedagte van wat ons lees in Matteus 6. Nou ek hou dit net weer vir jou voor, Matteus 6, baie bekend, wat hy dan sê, hy sê, moenie oor julle lewe bekommerd wees, oor wat julle sal eet, of wat julle sal drink nie, hy sê, julle Vader weet dat julle hierdie goed nodig het. En dan verwys hy na die mossies, hy sê, julle is baie meer werd as hulle, hy verwys na die lelies, hy sê, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie, hy sê, julle is meer as hulle. Dan verwys hy na 'n paar van hierdie goed, en dan sê hy, julle Vader weet dat julle dit nodig het. En het is so belangrik dat jy vanoggend weer die vaderhart van God vir jou sal verstaan, en soos wat Priscilla vanoggend gesê het, dat ons die liefde van God vir ons sal verstaan. Want ons is nie dit verstaan nie, daaruit vloei die res van ons lewe. Maar dan sê hy in vers 33, wat ons baie keer aanhaal, wat hy dan sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander goed wat hy genoem het nou net hierbo, van wat hy weet ons nodig het,
Hy sê sal vir julle toegevoeg word en sal vir julle bygevoeg word. En in hierdie reeks het ek net hierdie skrifgedeelte soveel meer verstaan. As ons dan sê, God wil sy koninkryk vestig, hy sê, soek eers die koninkryk, en ek bring dit in verband met my finansies, dan sê ek gebruik my finansies om uiteindelik saam met God te sien dat hy sy koninkryk gevestig sal wees in ons samelewing. So as ek dit eers soek, my finansies vloei uiteindelik soontoe, en ek besef, wanneer dit gebeur, wanneer ek sy koninkryk soek, selfs in my finansies, dan kan ek gerus wees, en weet dat hy vir my sal voorsien, vir die res wat ek ooit nodig het. Dis 'n waarheid wat jy moet verstaan vanoggend, daar sal genoeg vir jou ook wees, dit gaan nie net, God wil by jou vat, en dit wat jy het nie, ek onthou Jaco Skutte het altyd gesê, hy sê, God het nie ons finansies nodig nie, die vee op 1000 dewels behoort aan hom. Maar dis 'n beginsel wat ons moet verstaan, sodat ons geseën kan wees, en dit wat ons mee geseënd is, kan vloei na sy koninkryk toe, en uiteindelik gaan ons hierdie stad sien, as 'n plek waar God regeer. Luister na hierdie aanhaling, hy sê, God will get money to you, and there will be plenty left over for you. If God can get money through you, you can get money to you. En dis die beginsel, dis hierdie ek gebruik maar die voorbeeld van 'n tuinslang. Daar vloei water uit die tuinslang uit, maar uiteindelik word hierdie tuinslang net so nat as wat die water soos die water deur hom vloei. Hy sal vir ons gee, ons sal genoeg hê, maar uiteindelik het ons hart waar ons die koninkryk sien gevestig raak, and that is true riches. Dis die ware rykdom wat hy van praat. As God net daar is om ons eie persoonlike behoeftes te voorsien. Luister hierna, is 'n mooi ding wat ek lees, en ek het sommer net in my eie woorde gaan skryf, as God net daar is om in ons persoonlike behoeftes te voorsien, gaan die wêreld mis om die hart van 'n oorvloedige Vader, 'n abundant God te kan sien in 'n samelewing. En God gaan ons gebruik, God gaan sy kinders gebruik, om uiteindelik, soos Pierre het nou genoem het, ek wys, dit gaan goed met my lewe, ek voorsien, hy voorsien vir my en my lewe, ek voorsien vir die koninkryk uiteindelik, of ek gee vir die koninkryk uiteindelik, en so sal die wêreld, die oorvloedige, die hart van 'n oorvloedige Vader, kan optel uiteindelik, en hy dit kan sien. Dis hoekom ek sê, as wanneer God die koninkryk gaan vestig, sy koninkryk vestig, gaan hy dit nie met 'n klomp arme mense doen nie. Daar's geld nodig wat ons nodig het om dit te kan sien gebeur. Dit gaan oor koninkryk. Kolossense 3 skryf Paulus, hy sê so mooi, as ons koninkryk lekker wil verstaan, dan skryf hy die volgende, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, met ander woorde, ons wat Christene is, ons wat wedergeboorte beleef het, ons wat in die verhouding met God staan, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, dan sê hy, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Met ander woorde, ons soek koninkryk is ons fokus. Here, ons bid dat U koninkryk sal vestig uiteindelik. En Jesus het ons geleer spesifiek, toe ons geleer het, en ons verwys daarna as die Onse Vader. Dan leer hy ons uit die Onse Vader uit om te bid. Hy sê, laat U koninkryk kom in die hemele net soos dit op die aarde net soos dit in die hemel is. Met ander woorde, daar's nie lek, daar's nie armoede in die hemel nie. Sê, Here, ek bid dat U rykdom, die koninkryk gevestig sal word, en dit gaan doen met finansies wat deur ons vloei uiteindelik. Dis hoe hy sy koninkryk gaan vestig. Jesus leer ons, hy help ons, as goed nie soos op aarde is, soos dit in die hemel is nie, kan ons daaroor bid, en dit kom afbid, en sê, Here, my finansies lyk nie soos dit moet veronderstel is om te lyk nie. Ek bid dat U koninkryk sal kom binne in my finansies, vir my persoonlike lewe ook, sodat ons kan sien dat die koninkryk uiteindelik gebou kan word. Matteus 6, hy gaan aan, daai selfde Matteus 6, hier by vers 19, is vir my so mooi, wat hy sê, dink koninkryk uiteindelik, hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie,
waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. My gedagtes, my lewe, my hart, alles gaan oor koninkryk. My hart is wat koninkryk is en uiteindelik is my skat daar en uiteindelik vloei finansies in die rigting van dit wat God in my lewe en deur my lewe wil doen. That's true riches. Dis die ware rykdom waarvan ons kan praat. Dallas Willard sê die volgende, hy sê, the biggest hindrance to experiencing God's kingdom is my kingdom. The biggest hindrance to experiencing God's kingdom is my kingdom. En ek wil jou vat in 'n rigting, en net so as 'n, ek wil amper sê as 'n intro, in terme van koninkryk, wil ek jou vat dan na 'n plek toe waar ons verstaan in terme van ons finansies, dat dit gaan oor God moet sy eerste kry. God moet die eerste, dit gaan oor the first fruits van enigiets wat ek ooit in my lewe sal hê. Dat dit deur my sal vloei. En ons het die hart van God opgetel, toe hy Jesus vir ons kom gee het. Met ander woorde, God moet eerste in alles van my lewe wees. Dis die beginsel van die eerstes. Johannes 3 vers 16, baie bekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, en hy het sy enige gebore seun gegee, en dan, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan uiteindelik. God het die eerste tree gegee, God het sy beste, sy eerste vir ons kom gee. En dan in die beginsel van eerstes wil ek sommer sê, en ek gaan myself herhaal nou en dan met dit spesifiek. Wanneer God praat van eerstes, hy gee sy eerste, ek gee my eerste, sodat die res verlos kan wees, sodat die res, die Engels sê, to be redeemed. Dis wat gebeur, en kom ek wys dit vir jou. Romeine 5 vers 8, God laat blyk, en dis nou die 2020 vertaling, en ek het net daai woordjie bewys daarin gesit, sy liefde vir ons egter daarin, dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan, dat ons nog sondaars was. Hier is hoe dit werk, God gee sy eerste, met die hoop, dat die res verlos sal wees. Die res is verlos, omdat Christus vir ons gesterf het. Hy het sy eerste vir ons gegee, en dis daarom wat ons, die res van ons kon verlossing beleef. Dis die voorbeeld wat hy vir ons gee. Die eerste offer, of die eerste moes geoffer word, sodat die res uiteindelik verlos kan wees. Romeine 8 vers 29, dan verduidelik het hy mooi, hy sê, want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem, om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broeders kan wees. Hy is die eerstgeborene onder ons, en hier sit ons vanoggend. Met ander woorde, hier's wat gebeur het, ons wat onrein is, ons wat het 'n reine gevat, Jesus gevat, hy wat rein is, hy het 'n reine gevat, sodat die wat onrein is, uiteindelik rein kan wees, en uiteindelik redeem kan wees, en uiteindelik verlos kan wees. Dis sal onthou die storie van die Israeliete in Egipte, met die sterf van die eerstgeborenes. Hoekom het die eerstgeborenes van die Israeliete nie gesterf nie, van die Jode nie gesterf nie? Wat het gebeur? Hulle moes 'n lammetjie slag. Daai lammetjie moes geen gebrek gehad het nie. Dit wat rein was, moes vir die onreine sterf, en die doodsengel het by hulle verbygeloop, wat nie in die kwessie van die Egiptenare gebeur het nie. Dis ietsie daarvan wat ons moet verstaan. En die beginsel van geld en die beginsel van my besittings werk het presies dieselfde. Dit moes 'n reine vat om 'n onreine uiteindelik te redeem, te verlos uiteindelik. Eksodus 13 vers 1 en 2, kom God en dan gee hy vir Israel hierdie riglyne. Dan sê hy, die Here het met Moses gepraat en gesê, wy al die eerstgeborenes aan my, die eerstelinge van elke moederskoot onder die Israeliete, van mense en diere, behoort aan my. Die eerste behoort aan hom, en dis die beginsel wat ons moet navolg. Uiteindelik, as jy 'n trop skape gehad het, die eerste lammetjie wat uit daai trop skape gebore word vir daai spesifieke seisoen, het aan die Here behoort, sodat die res van die oes geseën kan wees. As jy 'n vrugteboord gehad het, die eerste van die vrugte wat geoes word, het aan die Here behoort, sodat die res van die vrugte oes kon geseën wees. As hulle op 'n stadium, hulle praat onder andere oor die gedagte van 'n donkie. 'n Donkie was as 'n onrein dier beskou. As 'n donkie byvoorbeeld gebore word, die eerste een van daai donkie behoort aan God. Dan moes 'n lammetjie in sy plek geoffer word, sodat die res van die donkieoes 'n goeie donkieoes kon wees.
En as daar nie 'n skaap gewees het wat in sy plek kon geoffer word nie, dan moet die eersteling se nek gebreek word, want die eerste behoort aan God. Dis die beginsel van die eerstes. Eksodus 23 vers 19, die keur van die eerste vrug van jou grond moet jy na die huis van die Here bring, die Here jou God bring. En dis die gedagte van, baie keer sê mense vir ons, ja maar die kerk praat net oor geld. Ons moet oor geld praat, want toe ek laas gekyk het om jeugwerkers in 'n skool te sit, sodat ons impak kan maak, sodat daar transformering in ons skole kan kom, ons het geld nodig daarvoor. Om 'n kinderhuis te onderhou wat ons het geld nodig daarvoor. Om 'n street store neer te sit vir die armste van armes hier in ons omgewing, ons het geld nodig daarvoor, om mense die goeie nuus van Jesus Christus te leer, en hulle te disipuleer, om disippels van hulle te maak, daar's geld nodig daarvoor. So wanneer ons praat oor geld, dis nie die kerk wat oor geld praat nie, dis oor om die koninkryk gevestig te sien, in 'n omgewing wat dit so desperaat uiteindelik nodig het. Spreuke 3 vers 9, sê die volgende, hy sê, vereer die Here uit jou goed, en uit die eerstelinge van al jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed, en jou parskype oorloop van mos. Daar sal altyd genoeg vir jou ook wees, wanneer ons die koninkryk gesien vestig het, en wanneer ons dit begin sien in ons omgewing. En dis die beginsel ook, as ons praat van, baie mense sê vir my, Benny, ek het nie geld om te gee nie, dan sê ek altyd, het jy R100? Okay, gee solank die eerste R10. Want dit maak ons net so bietjie makliker om te verstaan in terme van dit. Ek het besef, net as mense praat oor tiende spesifiek, en in die Nuwe Testament gaan dit nie eens oor die tiende nie. Tiende is maar net 'n riglyn. Uiteindelik gaan dit my beste vir die Here, my eerste vir die Here uiteindelik. Dan sê ons, ek sê altyd, God kan meer doen met jou 90% as wat jy kan doen met jou 100%. Dis die beginsel daarvan. Maar vanoggend, en daarmee wil ek afsluit, sit jy dalk hier en sê, Benny, ek sukkel. En glo my, ek was al baie daar in my lewe. Hier sit ouens wat getuienis het van wat ek kon gesê het, ek kry so swaar met my finansies, ek weet nie of daar is om vir die Here te gee nie. Maar toe ek hy besluit geneem het en gesê, Here, my eerste behoort aan U, het ons goed in drasties verander. Sê, Benny, ek sukkel om die Here te vertrou vir my finansies, en ons het al so baie genoem vanoggend, is dat jy regtig die vaderhart van God sal verstaan. Want uiteindelik is dit finansies wat ons ook dryf in 'n intieme verhouding met ons Vader. Jy sien, verlossing uiteindelik gaan nie net om eendag hemel toe te gaan nie. Dit gaan sodat ons 'n herstelde, intieme verhouding met God as Vader kan beleef. En Jesus het dit vir ons kom bewys. Jesus sê op 'n stadium toe hulle vir hom vra, wys ons die Vader. Toe kom hy en hy sê, as julle my gesien het julle die Vader gesien. En of dit was of hy water in wyn verander het, en of dit is of hy die vermeerdering van die brood, by 2 geleenthede vermeerdering van die brood, het Jesus, al wat Jesus wil kom doen, is om ons die hart van die Vader te kan kom deel. Mag jy dit so beleef vanoggend, en soos wat God die uitspraak oor Jesus gemaak het, dit is my geliefde seun toe Jesus gedoop was, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Hy is die eerste, hy is die voorbeeld, hy is die prototype van ons. Moet jy in jou hart vanoggend hoor, spesifiek in terme van jou finansies, jy is sy geliefde seun, jy is sy geliefde dogter, in wie hy 'n welbehae het. Verstaan die hart van God vir jou. Sal jy saam met my staan? My hart is vanoggend dat ek spesifiek vir mense wil bid wat deur uitdagings met finansies gaan, en jy moet nou die Here vertrou vanoggend. En ek wil jou regtig vra om net jou hand op te steek, en ons gaan die gemeente vra, en ons gaan die liggaam vra, om net rondom jou te kan staan. As jy voel, Here, ek sukkel. Here, ek het die deurbraak in my finansies spesifiek nodig. Ek wil sien hoe dat U in my lewe werk, en hoe dit deur my lewe werk. Jy net jou hand opsteek. Vat vrymoedigheid vanoggend en sê, Here, ek vertrou U vir my finansies. Ek vertrou U vir wat U vir my gee. Ek wil die Vaderhart van God kom op verstaan en ontdek vanoggend. Is daar iemand wat rondom jou staan, wat sy hand opsteek? Wil jy nie net 'n hand op 'n skouer sit daar? En ons gaan saam bid.
bid dat jy 'n dieper openbaring sal hê van wat God vir jou wil gee. Daar sal genoeg wees, maar uiteindelik sal ons die koninkryk sien gevestig wees. Here, dankie dat ons vanoggend vir mense kan bid wat uitdagings beleef, of wat nou werk is wat verloor is, tussen werke situasies. Here, bid ek spesifiek voor. Dankie dat jy voorsien ver bo wat ons kan bid, dink of vra, sê u woord vir ons. Here, dankie dat soos Psalm 103 wat Dawid uitroep, loof die Here my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm God homself oor elkeen van ons. Spesifiek mense wat vanoggend hulle hande opsteek, Here. Here, dankie dat jy ingryp, dankie dat daar voorsiening kom, soos wat ons nog nooit verwag het nie, dat daar voorsiening sal kom van areas, Here, wat ons nooit in gedagte gehad het nie. Here, dankie vir die wonderwerk wat jy vanoggend in mense se lewens doen. Ons bid dit in Jesus naam.